Goeiemôre gemeente. Ek lag nou sommer toe Elise nou sê 'n lekker week vir julle almal. In die Anglikaanse kerke werk dit altyd so dat die dominee in die begin van die diens vir sy gemeente sê peace be with you. En dan sal hulle terug sê and peace be with you. Eendag toe hy so staan en hy kyk op die mikrofoon en hy begin so te praat en die klank gaan so 'n bietjie weg. Wat party gemeentes doen, hulle sê nie peace be with you nie, maar hulle sê also with you. So hy sê peace be with you en dan sê hulle also with you. En die mikrofoon gaan so af en hy sê there's something wrong with the microphone. Toe sê die hele gemeente and also with you. So nou ek het gedink Elise en hulle sê sterkte vir die week dat hulle daarmee vir jou terug sê. Baie sterkte vir die week. Baie welkom aan elkeen vanmôre so saam in ons erediens. Ek het nou hierdie week, ek is so ou wat so nou en dan so 'n bietjie probeer draf. En as ek so draf, dan sien ek hier's 'n ou besig om sy karretjie te pak. Hulle is op pad terug. En dan weet ek nie of ek hulle jammer kry of ek vir hulle dankbaar is nie. Daar's mos so 'n fase in die vakansie wat jy voel genoeg is nou ook genoeg, né? So aan elkeen van julle wat moet terugry. Ons bid regtig, ons het 'n gebedsgroep wat op ons lyste is veilige reis hiernatoe en veilige reis terug. Ons hoop en vertrou en glo dat die Here julle ook versterk het, dat julle 'n stuk gasvryheid vanuit ons eie gemeente beleef het. Ek vra namens myself, ek kan nou nie vir ander mense verskoning vra nie, as ek my met tye vir julle vererg het, as ek sien jy's 'n Gauteng nommerplaat. So ek vra verskoning. Ek spot sommer, maar mag julle veilig terugry en vir die eie gemeente ook. Ek hoop julle het 'n wonderlike kuiertyd gehad en dat God in sy genade en vrede en deur sy gees vir ons 'n jaar sal gee wat voorlê wat ons regtig hom kan verheerlik en hom kan vereer. Mag dit vir ons elkeen waar wees. Ek gaan net een afkondiging net vir julle maak so lank. Eerskomende Woensdag aand. Ek weet ons gemeente is gewoond aan 'n middernagdiens wat nou hier by 11:00 se kant was. Die erediens Woensdag aand, Oujaarsaaand, 31 Desember, is 7:00. So baie belangrik. Jy kan 11:00 kom, maar jy gaan niemand wees nie. So 7:00 ons Oujaarsdiens. So stel daai braai net so knippie later uit en dan kan jy vir al die vuurwerke ook kyk. So 7:00 vanuit ons vanuit hierdie gebou uit ons Oujaarsdiens. Beide my kollegas preek op ander plekke. Chris kollega preek by Strooida Kerk nou ook 9:00 en Kobus ons gekoppelde sendeling preek by Oud-Nikwaland en ek dink Oud-Nikwaland het 'n buitepos ook iewerste, so hy preek 2 keer wat hy ook so 'n bietjie rond is. Dis hoekom hulle nou nie vermoere dan nou spesifiek in die erediens is nie. Ek wil hê ons moet net so sit en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Heilige Here, so baie dankie vir hierdie ongelooflike mooi oggend. Here, dit is 'n tyd van vrede wat U vir ons kom gee, soos die engele gesê het, vreugde en vrede in die hoogste hemele. En Here, baie kere voel dit nie vir ons of dit grondvat binne in ons wêreld nie. As ons om ons kyk na ons eie wêreld en wat gebeur, dan sien ons ook die pyn en die seer raak en daarom bid ons Here, mag U deur die Gees vir ons daardie vrede kom gee wat nie afhanklik is van omstandighede nie, 'n vreugde wat bo omstandighede uitstyg, 'n vreugde wat ons vind binne in die liefde van God. En Here, as ons kyk na die natuur en ons hoor die verhale in ons streek waar diere besig is om te vrek en ons regtig nodig het dat daar water moet wees. Here, kom pleit ons by U om ook vir ons dan, U is die God wat kan. U is die een wat wonders doen. En Here, as ons begin moed verloor, asseblief kom hou vir ons vas en kom seën ons asseblief, Here, met reën. Ons het dit dringend nodig. Nie net ons as mens nie, maar ook dier het dit nodig, Here, ons natuur, ons plante het dit nodig, ons omgewing. En ek kom pleit daarvoor, Here. Mag ons dit van U hand af ontvang en dankie dat U so ongelooflike genadige God is, dat U dit laat reën, nie net oor die wat bid en wat glo nie, maar selfs ook oor die wat nie bid nie en nie glo nie. Dat U genade uitgestort word oor almal. Dis waarvoor ons kom bid, Here.
ons weet dat ons aan die einde van ons gebede moet sê, nie soos ons wil nie, maar soos wat U wil. En Here, dit is vir ons moeilik om dit te bid, want ons het dit nodig. Maar Here, ons wil ook ons afhanklikheid aan U erken, en daarom wil ons dit ook in U hande oorgee, omdat U die beste weet. Kom pleit vir elkeen wat moedeloos raak, as hulle sien hoe hulle diere doodgaan, mag U ook vir hulle optel, Here, en krag gee. Ons bid dit in die naam van Christus Jesus, ons Here. Amen. Ek groet u elkeen in die naam van God die Vader, wat sy unieke seun na hierdie aarde toe gestuur het en gegee het, omdat hy vir ons eerste lief gehad het. Ons gaan nou staan en dan sing ons 'n loflied, lied 334. Gaan ons al 4 die verse sing, en hierdie woorde is spesifiek die teks wat ons vandag gaan lees, 1 Johannes 4, presies die woorde wat daar staan, gaan ons nou sing. En as ons na die tweede vers kyk, De Wet wys gou vir my die tweede vers, dan staan daar, hy wat eerste lief gehad het. Johannes skryf in 1 Johannes 4:19, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Julle hoor, daar's 'n oorsprong van liefde. Dit kom vanuit God. En ons gaan dit saam sing. So dis woorde wat ons so 'n bietjie moet nadink terwyl ons sing. Kom ons staan al 4 die verse, God is liefde, juig ons harte. Ons is by ons laaste preek wat ons as kollegas in die vakansie gedoen het, wat ons genoem het die sogenaamde 6 solas. En vandag is ons het reeds gepreek oor letterlik al die vorige temas, en vandag is ons alleen deur liefde. Nou, ek het nie Latyn gehad op universiteit toe, kan julle glo, die eerste jaar toe ek op universiteit kom, toe hulle daai jaar besluit dat teologiestudente nie meer Latyn hoef te neem nie. So ek was baie dankbaar. So as ek dit nou verkeerd sê, ek weet dis Latynkennis onder ons, dan moet julle my nou maar vergewe daarvoor. In Latyn sê ons sola caritas. Nou ek is nie lekker skerp met die naamvalle van Latyn oor die habilitatiewe vorm en al daai goed, maar dit kan ook wees sola caritate. Wat dit ook al beteken in Afrikaans, beteken dit alleen deur liefde. En ons gaan vandag spesifiek daarby stil staan, en daarom het ek gedink, of nie gedink nie, dit is ons tema vandag, en gedink ek wil graag met julle gesels oor Pandy. Nou Pandy is 'n baie bittersnaakse naam, en toe ek vir Pandy leer ken het, was Pandy het sy redelik sleg gelyk. Pandy se een arm het al so half gehang aan 'n toutjie. Sy was regtig nie meer mooi nie. Mens kan amper sê in vandag se terme, sy die meeste van haar staffing al verloor. Pandy was my sussie se lapop.
En sy het vir my van die begin af, was sy vir my regtig lelik. Ek het sommer gedink, dis 'n simpel ou ding. My tannie het dit vir my sussie gegee een Kersfees. En my sussie het 'n liefde vir die pop gehad, wat ek dink nie goed was vir Pandy nie. Maar ek dink ook nie vir my sussie nie. Ek weet nie, ek het nou al gehoor, mense praat van 'n fliek met die titel van Fatal Attraction. Ek hoor is 'n rowwe vir 'n paar van julle het al gesien, terwyl ons nou besig is met sondebelydenis. En sy het so liefde vir hierdie pop gehad, regtig. As sy gaan slaap het, dan moes sy nie gaan slaap sonder Pandy nie. Inteendeel, Pandy het saam met haar geëet. Pandy kon nie eers eet nie. Maar dis nou my sussie, né? Ook maar nie vars nie, maar dis nou maar Pandy het selfs tye as my ma nie daarvan geweet nie, saam met my sussie gebad. Daar's 'n woorde in Engels, dalk het julle dit al gehoor, wat hulle praat van love beyond reason. Het julle al daarvan gehoor? Regtig julle, ek wens ek kon vir Pandy gehad het, maar Pandy is nie meer met ons nie, maar as julle moes die pop gesien het, net die Namakwalanders het 'n baie mooi sê ding. Die pop was rondom lelik, né? Hulle het so 'n sê ding as hulle 'n mens kyk wat nou nie mooi is nie. Sy was regtig rondom lelik, regtig. Om een onverklaarbare rede. Ek probeer verstaan hoe dit gewerk het my sussie se liefde vir daai pop gemaak, dat 'n mens eintlik so half en half van die ding begin hou het. Weet dit was 'n liefde wat half waarde aan die pop gegee het. As 'n mens dit nou so iets kan noem. Eendag onthou ek, ons het baie min rondgery, maar een Sondag het ons gaan kuier, ons was op Leeudoringstad, ry ons van daar af Hartbeesfontein toe. Nou, bitter min mense weet dit, maar dis maar net terwille van, maar Hartbeesfontein, voor hom is daar 'n tuinplekkie waar my ouers groot geword het met die naam van Dominium Reeves. Op die myne, en nou ry ons dan mense in Hartbeesfontein toe. Nou kom ons teruggery, en ons is seker so 20 km terug Leeudoringstad toe, en my sussie het vir Pandy in Hartbeesfontein vergeet. Nou, ons was nou nie die skerpste potlode, ons familie nie, maar ons was vir mekaar lief. En toe het my pa omgedraai, 25 km terug, vir pop te gaan haal, om vir Pandy te gaan haal, want ek bedoel, die kind sal ons nou nie kan aangaan sonder die poppie. My sussie het ouer geword, en sy het vir Pandy ontgroei, en sy het vir Pandy ingeruil, vir 'n ouetjie. Julle sal my nie glo nie, die ouetjie se naam was Andy. En ek beloof vir julle, julle sal dit ook nie glo, maar hy was leliker as Pandy. Hy het ook maar gelyk of hy die meeste van sy staffing verloor het. Die tragiese dag het aangebreek, en my ma moes vir Pandy laat gaan. My sussie moes vir Pandy weggooi. My ma was redelik emosioneel oor die ou poppie, en sy het besluit nee, sy kan dit nie oor haar hart kry nie, en sy het vir Pandy in lappe toegedraai, mooi pragtig, alles binne in 'n boksie gesit en bo in die kas weggepak. Ek het ook oulike speelgoed gehad, trekkertjies en ploë, en regtig mooi brandweerwaantjies en trokke. Ek kon regtig ploeg en plan daar in ons yard. My ma het nie een van my speelgoedjies toegemaak in lappe. Julle moet nie oor lag nie. Dis tragies. Weet julle, ek kry nou nog terapie. Ek het rarig geglo my ma is liewer vir my sussie as vir my, want my speelgoedjies het nie getel nie. My sussie is toe later getroud. Deur die genade, nie met Andy nie, maar met 'n ander ouetjie. Hulle het weggetrek, en soos dit in party huwelike werk, het hulle toe hulle eie dogtertjie, en sy het groot genoeg geraak vir haar eie poppie. En my sussie het besluit, dit kan nie anderste nie, dit moet Pandy wees. En sy het vir Pandy uit die kas gaan haal, en vir Pandy uit die lappe uit begin haal, en nou ek weet nie hoe werk dit nie, maar ek het dit ook nie geweet nie,
maar daar's 'n Lapop hospitaal. En Pandy het hulle na die hospitaal toe gestuur en hulle het alles met Pandy gedoen. Hulle het haar facelift, hulle het liposuction. Ek weet nie wat dit is nie, maar hulle het dit ook gedoen. Hulle het haar getammy-tak. Hulle het haar haartjies bygesit, seker maar 'n pruitjie, ek weet nie. Hulle het haar manicure. Nee, ja, en haar gepandicure. Pedi, ekskuus tog, pedi, sorry. Pedicure. Ek het gedog dis pandicure. En die Lapoppie was toe amper weer so mooi, soos hy 30 jaar gelede was. En hierdie sissietjie van my se dogtertjie het baie lekker met die poppie gespeel. Hulle was nou die Kersfees hier by ons. Ek het nou die dogtertjie dopgehou en ek sien Pandy is besig om so 'n bietjie uit te skuif, want ek sien dat die dogtertjie is besig om te WhatsApp en sy praat met Andy Jr. En nou wonder julle almal wat van Pandy. Sy maak reg vir haar volgende boks. Sy is weer op pad. Toe ek oor hierdie verhaal van my sussie dink, het daar 'n paar goeters oor die liefde vir my uitgestaan. En ek het so 10 goed neergeskryf en ek wil hulle vandag, ons het nou nie 2 dienste nie, so ek wil nee ek gaan nie al 10 vir julle doen. Ek wil net een ding met julle deel. Oor wat ek raak gesien het oor my sussie en die poppie. Daar was 'n liefde wat my sussie vir hierdie pop gehad het. A love beyond reason. Toe ek ons teks lees, en as jy jou Bybel saamgebring het, kan jy saam met my lees en oopmaak, ek gaan dit ook op die borde vir jou wys, wil ek hê jy moet luister, as Johannes, wat ook genoem word, die disipel van die liefde, as hy skryf oor wat die liefde is, dan sê hy, geliefdes, hoor hoe spreek hy ons aan? Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Hoekom? Want die liefde is uit God. Hy's die oorsprong, hy's die bron. En elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. So. En dan is Johannes baie reguit, hy sê vir ons 1 + 1 is 2 met die liefde. 1 + 1 is 2, daar is nie 'n ander antwoord nie. A is gelyk aan B en as A gelyk aan B is B gelyk aan A. Dit werk net so. Dan sê hy, wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie. Hoekom nie? Want God is, dat julle ons is, ek is uitsprake, want God is liefde. Hieraan is dit duidelik. Hieraan kan jy duidelik sien. Dit word nie weggesteek iewers nie, dis nie onsigbaar nie, dis nie vasig nie. Jy kan dit duidelik sien wie kinders van God is. En hy is baie reguit, wie kinders van God is en wie kinders van die duiwel is. So. En nou moet jy aandag gee. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie liefhet nie, behoort nie aan God nie. Ek hoef nie die teks uit te lê nie. Dis dan voor die hand liggend. En nou kom sê hy vir ons, hoe lyk hierdie liefde van God? Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, bekend gemaak, sigbaar gemaak. Hoe lyk die liefde van God? Dat God sy unieke seun na hierdie wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. En nou hierin bestaan die liefde, die 83 vertaling het hier geskryf, werklike liefde is dit. As jy nou wil weet wat liefde is,
né? Almal vra altyd, wat is die definisie van liefde? Hier's dit. Die werklike liefde is dit. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het. En wat gedoen het? Liefde is altyd iets in aksie. En sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ook ons mekaar lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, of aanskou nie. As ons mekaar lief het, dan sien hulle dat ons God lief het. As ons in God glo en bly in God, het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Toe ek nou dink oor die Pandy verhaal en ek dink oor ons teks, toe het ek gedink, ek moet dalk nie so veroordelend oor die poppie wees nie. Dalk is ek ook maar eintlik 'n Pandy. Dalk is ons almal maar eintlik soos 'n lapop. Gebroke, kwesbaar, breekbaar, gehavend. Het die lewe jou al 'n paar harde klappe gegee? Dit is nie altyd so maklik om op te staan nie. Daar is op hierdie aarde, dink ek, niks so ongelooflik lekker en so wonderlik soos die liefde nie. Daar's niks so lekker as iemand jou liefhet nie. Daar's niks so lekker op hierdie aarde om iemand lief te hê nie. Daar is niks op hierdie aarde so seer soos wat liefde 'n mens kan maak. As liefde jou weggooi, as liefde jou verwerp, as liefde hoop verloor, as liefde afbreek en afkraak, is daar min dinge so seer. Jy kan, as ek hierdie sinnetjie klaar gesê het en moeg is en jy wil see toe gaan, dan kan jy opstaan en loop. As jy net hoor wat ek nou vir jou gaan sê. Ek dink ons almal is lappoppe. En ek dink, hierdie evangelie, kom sê vir my en jou vanmôre, maar jy is God se lapop. Jy's God se lapop. As Paulus vir die gemeente in Rome skryf, hoor hoe beskryf hy die liefde van God. God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, nadat ons gefeislif en getamitak en geliposuction is. Nee. Hy het vir ons gesterf toe ons gehavend was, toe ons staffing verloor het, toe ons nog sondaars was. Philip Yancey skryf 'n boek met die titel What is so amazing about grace? Dan vra iemand vir hom, jy het nou hierdie dik boek geskryf oor genade, gee vir ons jou definisie van genade. En hoor wat sê Philip Yancey, wat is sy definisie van genade? Dis sy definisie van genade. We are all bastards, but God still loves us. Hoor julle 'n liefde wat vir jou waarde gee? Een van my gewildste geestelike skrywers is 'n persoon met die naam van John Ortberg. En hy skryf 'n boek met die titel Love Beyond Reason. En hoor nou wat sê, en die eerste keer as mense dit lees, dan voel dit vir jou, nee, dit werk nie, ek het ook gedog dit werk nie, maar luister gou mooi, en dan dink jy na die tyd daaroor. Hy sê,
God doesn't love us equally. Nou waar die mens slaan, hè? Hy het ons nie gelykwaardig lief nie. For somehow, equal always feels like less. Weet ons, hy het ons gemiddeld almal ewe lief. Dit klink so 'n bietjie. To be loved uniquely for one's special self is to be loved as much as we need to be loved. Dink 'n bietjie. This is what God does. He loves each of us uniquely. God het jou lief vir wie jy is 100%. God het jou lief vir wie jy is 100%. God het jou lief vir wie jy is 100%. Uniquely vir wie jy is. As jy 100% in wiskunde kry en jy kry 100% in biologie, het jy 100% in elke vak gekry, maar dit is maar totaal verskillend. Julle hoor wat ek sê. Ek het net gewonder of dit nie my help nie. Ek was in 'n gemeente waar ons net 2 predikante was en toe kom 'n tannie na die tyd na my toe ek eendag daar oor die liefde preek en sy sê vir my, ag sy wil maar nou maar vir my sê net om my te bemoedig dat daar is meer mense hou van kondensmelk as wat van kool hou. En sy wil maar net vir my sê ek is kool. Dis al bemoediging aan my gewees. Mense hou maar net bietjie meer van kondensmelk as van kool. Maar as jy nou daaroor nadink, dan besef jy ou dat God ons liefhet vir wie ons is. Is dit nie 'n bevryding om te weet nie? Ek hoef nie soos jy te wees nie, want jy's klaar gevat. Jy's jy. En God het jou daarvoor lief. En hoor wat skryf hy dan? There is such a love. A love that creates value in what is loved. God kom gee die waarde vir jou, nie uit jouself uit nie. Nie omdat ek jou lief het nie, maar God het jou lief. Dis waar jou waarde lê. En as ons dit kan glo, gaan ons die grootste bevryding van ons lewens beleef. As jy kan glo dat God jou die waarde gee, soveel dat hy sy seun spesifiek, uniquely vir jou kom gee het. Wow, hemel julle, dit moet vir ons anders maak. Hy sê, this is love, beyond reason, and this is the love of God. A love that are turning ragdolls. 'n Liefde wat lappoppe into priceless treasures verander. 'n God wat lappoppe onskatbare waarde gee. Dis wie ons is. Dominee preek in sy gemeente oor die liefde en hy besluit toe maar hy wil sommer daar in die gemeente vir hulle sê, hoorie, julle moet nou prakties die liefde uitleef in die beste manier om te doen, oefen dit gou in die gemeente. En hy sê vir die gemeente, wat jy nou gaan doen is, jy gaan na iemand langs jou toe draai, wat jy nou nie so goed ken nie, en dan gaan jy vir daai persoon in die oë kyk, en dan sê jy vir daai persoon, ek het jou lief met die liefde van God. God het jou uniek gemaak. Jy is sy ewebeeld en ek het jou lief soos hy jou lief het. Die probleem is, Apie en Bobbejaantjie is ook in die kerk. Hulle sit langs mekaar. En Apie kyk so vir Bobbejaantjie. En hy sê, Dominee, ek dink jy moet dit vir hom kan sê, want die liewe Here weet, ek gaan nie in hierdie kerk lieg nie. Dis 3 dae na Kersdag. Dalk het ons die geskenkpapier al weggegooi. Dalk gaan jy nog vandag die leftovers eet van Kersdag. Die wonderlike nuus is, Christus is gebore. Die wonderlike nuus het, God het jou lief met 'n love beyond reason. Die minder goeie nuus is, nou sal ons weer met mekaar moet saamleef. En dis nie maklik nie. Daarom wil ek julle elkeen kom uitnooi, kom gee jou lewe oor aan hierdie God wat spesialiseer in rekonstruktiewe chirurgie. Ek sê nie so nie, hy sê so. Ek sal julle 'n nuwe hart
en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee. Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef, my bepalings gehoorsaam en dit nakom. God het jou lief. With a love beyond reason. Mag dit vir jou waarde gee, waar jy ook al beweeg, en mag sy gees so in ons werk, sy liefde, dat hierdie bron van liefde deur ons uitgeleef word na die wêreld toe. Want God is liefde. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, ons weet dat al praat ek oor tale van mense en van engele, maar ek het nie die liefde nie, dan is ek maar soos 'n kletterende simbaal. Al profeteer ek en ek begryp alle geheime, ek besit al die kennis, ek het al die geloof, selfs om berge te kan versit. Maar Here, as ek nie die liefde het nie, is ek niks. Al kry ek dit reg om al my besittings uit te deel en ek gee my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, dan baat dit my niks. En Here, ons weet dat die liefde geduldig is, dat liefde omgee, nie jaloers is nie, nie spog nie, en nie verwaand is nie. Ons weet liefde tree nie onbehoorlik op nie. Liefde jaag nie sy eie belang nie. En is nie lig raak nie. Hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid, en daarvoor bid ons, Here, kom gee vir ons daardie liefde as die geskenk uit u Vaderhand uit, dat ons dieselfde kan doen as wat u gedoen het, om lief te hê sonder enige rede, omdat u die bron van daardie liefde is. En Here, ons weet, as ons dink oor ons geloof, dat wat oorbly is geloof, en hoop, en liefde, en ons weet, van hierdie drie, is die grootste die liefde. Gees van die Here, kom haal ons klipharte uit, en gee vir ons harte wat lief het. Dankie, dat u vir ons lief het, met 'n liefde sonder rede. Amen. Ons gaan vir u geleentheid gee vir u offergawes. Dit gaan so werk, hier voor het hulle mandjies neergesit, en van my linkerkant af, al wat jy doen, jy gaan net 'n mandjie kry en hom net regskuif. Letterlik net deur die banke, iemand gaan dit vir jou aangee en iemand gaan dit weer by jou opneem. So jy kan heeltemal ontspan, is net 'n maklike manier om op te neem. Kom ons dien die Here met ons offergawes.
Kom ons buig ons hoofde en dan wy ons ook die offers aan die Here toe. Here, so baie dankie dat ons ook met 'n bydrae en 'n bordjie ook kan sê dankie as 'n dankoffer vir die liefde wat U vir ons het. Here, ek kom pleit dat die geld wat ons ontvang het op so 'n manier deur verantwoordelike persone in die gemeente gebruik sal word en verdeel word en uitgedeel word, sodat hierdie liefde van God ook deur ons kan vloei en al hoe meer sigbaar kan word in die wêreld waarin ons leef. Ons pleit dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek het so 'n paar afkondigings. Die eerste ene is net, ons het so deur die vakansietyd ook vir u genoem, vir ons eie gemeente, ook aan die vakansiegangers, oor die wonderlike voorreg wat die Here vir ons in die gemeente gee om 'n gemeente te wees wat konstant groei in lidmaattaal, en dat dit natuurlik vir ons 'n klomp geweldige, wonderlike en heerlike, en ek is natuurlik eenvoudig fanaties opgewonde daaroor, moontlikhede skep en uitdagings skep vir die bediening en om al hoe verder en meer net die liefde van God te kan versprei. Daarvoor is natuurlik ook finansies nodig, en ons is in die proses om letterlik te kyk wat nodig is, baie meer net as om in stand te hou, maar ook om te kyk wat die Here op ons hart lê, waar ons dalk uitbreidings nodig het, en ons wil sommer net vir julle kom vra, die wat weer terug gaan na julle huise toe, en julle gebede, dink ook aan ons dink aan julle altyd, ons bid ook vir julle, vir ander gemeentes in ons land, en mag die Here sommer net vir ons saamsnoer, op 'n manier wat op die ouende vir hom kan verheerlik. So, as jy dalk besluit het om iewers dalk in die toekoms digitaal ook by ons eredienste in te skakel, is jy baie welkom. Ons dienste word ook digitaal uitgesaai, en jy kan ook digitaal selfs ook 'n bydrae aan die gemeente maak finansiëel. Baie dankie ook vir die wat in die vakansietyd regtig ruim bygedra het. Veral ook vir my kollega Kobus met sy werk in Suid-Sudan, baie dankie daarvoor. Vandag is dit so dat as jy by die deure uitgaan, en ons gaan nou nie vandag by die deure staan, ek weet hoe voel ek, as ek 'n gewone lidmaat uit die bank is, en hier staan iemand by die deure, en nou het ek nie geld nie. Jy weet, nou staan die ou met die bordjie, dan voel ek is nou nie belang gestel in die ding. Mens voel mos wel half simpel. Daar by die deure gaan nou bordjies lê. So as jy vrymoedigheid om 'n bydrae te maak, is jy baie welkom. Vandag, die bydrae by die deure is vir die gemeenteontwikkelingsfonds. Julle sal onmiddellik hoor hierdie droom wat die Here ook op ons hart kom plaas. Is julle baie welkom. Ek dink liefde, daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, in relationships, the small things are the big things. Liefde is nie groot goed nie. Liefde is klein goedjies. Liefde is onder andere, as ons dan nou in die Suid-Kaap groot droogte het, is liefde om byvoorbeeld ook bewustelik te dink as jy water gebruik. Julle hoor hoe ek probeer dink oor liefde ook. So kom ons dink ook, en asseblief op julle gebedslyste. Ek gaan dit nou sê, en ek wou dit nie sê nie, en ek hoop nie Kobus neem my kwaadlik nie. Hy het vir my 'n boodskap gestuur eergister, wat dit nie goed gaan met die ou nie. Die eerste bees het sopas gevrek op sy plaas, en daar's 3 wat dit ook nie gaan maak nie. Dis waar hulle op hierdie stadium in die situasie is. Dit gaan regtig nie goed nie, en so ek regtig asseblief, kom ons dink ook aan hulle in hierdie droogte tyd. Oujaarsdiens, 31 Desember, 7 uur, is jy baie welkom. Ons laaste lied is die, wat noem mens die goed as jy van 'n Bybelstuk 'n liedjie maak? Toonsetting, nee? Verwerking. Skrifberuiming. Okay, skrifberuiming. 530 is skrifberuiming. Wat gaan oor 1 Korintiërs 13. Kom ons staan en ons sing al die liedere tot eer van die Here, al die versies.
ontvang die seën van die Here, gaan leef vanuit sy liefde. Ek bid dat die liefde wat in Christus na jou toe gekom het, jou woorde sag sal maak, jou besluite sal lei, jou dade sal rig. Onthou, alles wat ons doen sal verbygaan. Ons woorde, ons programme, ons planne en ons voornemens. Maar dit bly, die geskenk van geloof, die hoop wat met verwagting leef, die liefde wat gee. Die grootste hiervan is die liefde, want God is liefde.